Net 'n paar vragies man. Hoekom nee? Na die funeral vat julle dan 'n foto's hier om die graf? Hoekom staan julle agter die kruis en vat foto's met 'n dooie man hier in die gat? Van die mense nee, het die foto's met 'n man gevat toe hy geliewer het. Nou is die man dood. Nou vat hulle foto's hier om die graf. Almal staan hier met ons graf en vat 'n foto. Why? Hoe doen mense dit? Die kus is in. Hulle gooi hom toe. Nou gooi die mense 'n bottel Hennessy oor hy graf. Daai boy kan 'n Hennessy drinkie. Daai Hennessy wat jy huis toe. En die drink om daar. Die anti-Lea onder die graf 6'6". Dan kon gooi jy 'n botteltjie Redo oor. Daai vrou kan jy rykie. Daai antie kan nie die Redo rykie nie. Hoekom gooi jy Redo oor die graf? Haar favorite perfume. Mense moet ophou van funerals 'n bespotting maak. Courvoisier, Hennessy, whisky oor 'n graf gooi. Dit wat 'n kak is dit dan? Nou is hy dingetjie gemaak, hy sand dingetjie. Nou staan die kinders almal om die graf. Guys, stop it. Stop it, stop it, stop it. Geef vir die persoon 'n dignified funeral. Begrawe die persoon, gaan huis toe en remember die persoon. Honor his memory. Sy honor nie iemand se memory om fucking wyn te gooi op die grafie. Hy het kak hy. En ja, ek sê dit, julle gaan dit sê, maar as jy jou geld, is jy jou wyn nie, bla bla bla. Nou man, wanneer het hy dan nou 'n ding geraak? En die foute, almal morbid om die foute. Hey. Ouers van die matrikulante is dit van die jaar wat matrikulante net praat oor hulle results. Hulle praat van die matriekparty. Maar kyk guys, as jou kind nou vir jou sê, mommy en daddy of mommy, daddy, ek gaan na een van die results Clifton toe. Ek gaan Kempsbay toe. Moer ons maar net daar. Nee? Want ons almal weet, niks goed gebeur op Clifton en op Kempsbay die aan van die results sien. Daar is altyd een of ander ma se kind wat iemand met 'n bottel wil slaan. Daar is altyd 'n ander donor wat iemand met 'n mes wil steek. Somehow gebeur er nou iets met iemand se girlfriend of iemand se boyfriend en dan kom die een skool vir die ander skool en dan raak dit 'n mestikery en 'n bottelslaanery en 'n bottelkopstickery en net 'n klomp kak gaan op die beach aan. En dan is jou kinders daar terwyl jy lê en slaap. So guys, kry julle koppe uit. Daar's fokol op die beach. Hulle het fokol al verloor nie. Party in die yard, party in die straat. Sy sal net niks beter gaan my sien. Nou kyk, 'n paar jaar terug na toe, kom ek by 'n koppel se huis. En ek sien die pa en die seun sit in die voorkamer en drink 'n bottel whisky. Die seun, being 16, hy het, mind you. Ek rever, ek vir die auntie, "Here, drink die boy van sy pa." En sy sê, "Ja, nee, die pa glo mos. Drink die by die huis saam met my. As jy buite kan drink op die straat saam met vriende en verkeerde mense." Ek dink toe aan myself, "Here, die kom problems. Dit gaan nie, dit kan nie hou nie, dit kan nie laas nie, dit gaan nie werk nie." En guys, lo and behold, 2024 nou. En ek oordryf dit as ek dit sê nie, nou. Daai klong het fokol respek vir sy pa nie.
Hy staan bos in sy pa se baklei. Hy sê vir sy pa, fuck you, you don't tell me. Hoekom? Kloep. Hy vloek sy pa die mees lelikste woorde. Hy ruk en pluk sy pa rond as hulle dop in het. Jou kind is nie jou chommy nie. Jou kind is nie jou drinkbuddy of jou rookbuddy nie. Jou kind is jou kind, no matter what, no matter how old. Hy sê sy pa, you don't fuck with me, I will fuck you up. I've heard it. I've seen it. En ek gaan nie om as hulle die video's sien nie. Because I've openly shared my disgust about this. Ek het hom gesê, choke hom sommer fucking uit. Ek sê weer guys, jou kind is nie jou vriend. Guys, now who else of you, or who do you know that has got noisy neighbors? Wie van julle het hy neighbors nou wat julle weet? Dat's elke naweek 'n party. Dat's elke naweek 'n gedrinkery en 'n geparty en 'n gebraaiery. En hier by 12 se kante, dan is daar bakleiery. Ken julle sulke mense? In julle pad miskien. Dan maak julle die video nou, julle WhatsApp status vir die pad se groep. Ons weet al man, vanaand gaan dit lekker af in die pad by huis. Maar we gaan af een oor die boere ook uitry. Kan jy 'n party by jou huis wil hê, as jy wil 'n geselligheid by jou huis hê, moenie 'n topic in die straat word by die mense nie. Moenie laat die mense praat van hoe jou gaste vir jou gemoer het in jou eie huisie. Jy gee die party, hy oukie wat die biere gebring het, hy gee vir jou pak sala in jou eie huis, in your own house, finish hulle jou. Drink, chill, relax, geniet die aand, maar iemand moet nou iemand klap as hy biere ingetrek het. Dan begin die kak. No, really guys, I've seen it. Die ou gee party by sy huis, môre het hy blou oë. In my eie huis, my pakkie, in my house. Get a hiding. Wow, weet jy sowieso nie. So guys, as julle weet, hy mense gee problems, as julle weet, hy mense as kakmakers, moenie vir hulle sê nie, moenie vir hulle nooi nie, maar julle nooi almal, want hulle 'n bietjie biere gaan bring, hulle gaan 'n bietjie wyn bring, nou nooi julle mense, vanaand kom ek kak, en môre as jy die pad se topic, gee 'n geselligheid, enjoy it, dat die mense 10 uur huis toe gaan, 11 uur huis toe gaan, maar nee, die aand is ek klaar, as iemand die gemoer raakie. Ja, ek sê dit. Ons almal het hier en daar 'n noisy neighbor. Laat hulle die video sien, sê vir hulle. Julle is moeg van hulle. Die Here huil vir hulle. Vir die parties wat hulle so gee. Nou dames en menere, dit is nou 'n ernstige topik wat ek nou moet oor julle wil praat. As jou man of as jou vrou by die werk is, hou op jou man en jou vrou heeldag WhatsApp stuur. Hou op vir hulle heeldag pla by die werk. Hulle is by die werk. Jy kry mense wat heeldag by die werk op hulle fone is met hulle mans en hulle vrouens. Wat hulle gesels, wat hulle chat, wat hulle weet ek nie. Maar heeldag. En as die man of die vrou te lank maak, dan bel hulle mos. WhatsApp call. As jy nie werkie, dan bel hulle fucking werk toe. Waar jy? Hoe reply jy nie? Lees jou boodskappe? Guys, no man. Moenie jou man en vrou by die werk heeldag uit die werk uit, want jy voel insecure oor jouself. Nou chat jy heel fucking dag, want jy wil weet die man of die vrou heeldag met jou besig en nie met iemand met iets anders nie. Die mense weet van jou by die werk. Die mense weet, dit is 'n probleem. Jou man en jou vrou, of jou vrou kom in die moeilikheid by die werk, van jou heeldag op hulle phone deur jou. Hulle gaan nog hulle werk verloor deur jou. Hou op,
jou man of jou vrou of jou girlfriend of jou boyfriend by die week op hulle phone pla. Lunchtime kan jy chat of bel of tea time, maar jy kan nie verwag die mense moet heel dag reply nie. Kom uit daar, staan op, en kry vir jou week, want jy sit by die huis, heel dag ledig, gaan chat jy, wat maak jy nou, waar is jy so lang, wie, wow, moenie, ek sal my fucking phone by die huis los. So doen nie self 'n guns man, as jy vir jou vrou pla of jou man pla vir jou heel dag, los jou phone by die huis vir die heel week, dan kyk jy. Maar asseblief guys man, dis 'n steernis. Die man, hy vrou gaat in die moeilijkheid koop by die week. As gevolg van jou, geënt. Guys, ek dink verhoor man, hoe horrible moet het wees om vir Eskom te week. Dink net, jy loop in die straat, ne, met jou Eskom jersey, of die Eskom sweater, en die mense kyk vir, en die mense, hier heeft die kont wat vir Eskom week. Ek ben om seker maar 'n baie anderste feeling is om vir Eskom te week. I mean, as jy skaam, sit hulle vir in die oë, by die week trek hulle jou baadjie uitdal, of jou sweater uitdal, want hulle moet sien die week vir Eskom nie. Hoe maak julle? Wat gebeur aan met julle? Imagine net 'n familiebraai, né? Of 'n familie get together, en sy week vir Eskom. Sy is mos heel aan die gat van jou vriende en jou familie, né? Elke ding gaan sy hulle seker sê, is maar sy vir Eskom week. Na Eskom aan julle maak julle staf se naam gat. Hulle sê mos, jy moet jou company se naam into disrepute bring, maar Eskom, julle bring julle staf se name into disrepute. Sê nice man, die mense lag vir hulle. Hulle koop jy event en artikel hulle Eskom emblempies weg, vir mense moet nie sien nie. Nee guys, Eskom nou, sê vir my Eskom staf, hoe maak julle Eskom guys? Hoe maak julle? Want ooit kry julle baie jammer. Want ek sal nooit vir enigeen kan sê ek werk vir Eskom. Ek sal sê ek werk vir die by, jy moet ry, vir die taxi shop. Maar ek weier om te sê ek werk vir Eskom. Ons enige Eskom mense sê vir ons, wat sê julle vir die mense man? Né?